Op hierdie dag, 100 jaar gelede, naby hierdie presiese plek het 'n skokkende voorval plaasgevind. 2 mans sit in 'n werksklaskafee en wag vir die volgende gang van hul middagete. Die Waterloo Kafee het beter dae gesien, maar dit dien steeds sy doel en dit is om hongerwerkers te voed. Ernest Napoleon Williams, of Ern, sit daar saam met sy Amerikaanse vriend, John McRobertson. Ern is oorspronklik van Australië, maar het jare spandeer om reg om die wêreld op skepe te werk. Terwyl hulle vir die volgende gang van die ete waag, het John 'n sigaret aangesteek en aan sy metgesel aangebied wat geweier het en gesê hy voel nie soos om een te rook op die oomblik nie. John het vir 'n paar oomblikke gerook toe die man oorkant hom sy eetgerei op die tafel geslaan het met 'n briekse stem uitgeroep het. Hey, jy daar, moenie hier rook nie, ons is besig om te eet. Die 2 metgeselle het blykbaar omgedraai en Williams het geantwoord. Wat is verkeerd met jou? As jy dit nie van dit hou nie, weet jy wat om te doen. Waar meng jy in? Waarvoor meng jy in? Die ander in die restaurant het 'n uitbarsting verwag en moontlik 'n paar houe. Die man in grys het baie kwaad geword en daar word beweer dat hy sy stem verhef en teruggegooi het. Julle is vuil Yanks. Julle het geen maniere nie en iemand behoort julle te leer om nie hier te rook nie. Julle is 'n paar ongewenstes. Meer woorde het gevolg, maar teen hierdie tyd was die sigaret uitgeblus. Die beswaarde het teruggekeer na sy ete en woorde met ander 2 uitgeruil, wat glo met woedende bewegings uit hul stoele gespring het. Een van hulle het die rekening betaal en die opmerking is gemaak. Ons sal kyk wanneer jy uitkom. Met dit het die 2 mans die winkel verlaat. Buite het hulle ander ontmoet en terwyl hulle direk voor die uitgang van die kafee gestaan het, het hulle die voorval in harde toon bespreek wat binne die restaurant gehoor kon word. Ooggetuies wat buite gegaan het op daardie tydstip gesê dat hulle gedink het daar broei iets uit en sommige van hulle het gewag om te sien waaroor dit alles gegaan het. 'n Paar minute later het die man in die gryspak uitgekom en gedraai, asof hy na die Landstelstraat toe wil gaan. Niemand het gesien of gehoor hoe hy die groep mans voor die Waterloo Kafee aangespreek het nie. Snel losgemaak van die groep, word gesê dat Williams vinnig na die middeljarige man geloop het, in 'n gedreigende houding. Die man het half gedraai en terwyl dit gedoen het William hom geslaan. Die ander man het kwaad uitgeroep. Kom nie naby my nie of ek skiet jou. Ek sal 'n koel in jou sit as jy nader kom. Terwyl hy dit gesê het hy hom op William gestort. Teen hierdie tyd het nog 'n man uit die groep vorendag beweeg en Williams te kom help. Die man in grys het sy linkerarm opgelig asof hy homself teen 'n hou wou beskerm, terwyl hy met sy regterhand aan sy heupsak gesukkel het. Iemand het die beskermde linkerarm gegryp en probeer om die man om te draai. Hy het uitgeskop en sy skoen het Williams die onderste deel van die mel getref. Williams het verdubbel en vir 'n oomblik gestop. Teen hierdie tyd het die aanhoudende geveg af Kingstraat beweeg in die rigting van Landstelstraat, so vir 30 meter en die manne het dreigemente na mekaar geslinger. Daar word gesê Williams het die man wat in die kafee gepraat het gedreig en geëis dat hy om verskoning vra vir wat hy gesê het. Anders sou hy hom dwing. Toe hy van die skop herstel het Williams homself weer op die middeljarige man gegooi, wat losgebreek het van die persoon wat hom vasgehou het, en daar was 3 voet tussen hom en die groep wat hom stadig gevolg. Toe Williams weer vorentoe spring, het die ander 'n langloop revolver in sy sakdoek uitgehaal. En tot die verskrikking van die groot skare toeskouers het hy glo van naby geskiet.
Met 'n verskriklike gil het Williams met albei hande aan sy bors gegryp en effens na links gedraai en met 'n vinnige beweging 2 voet in die lug gespring en dood op die pad neergeval. Toe hy omdraai, het die man wat die skoot geskiet het, begin hardloop na Lonsdalestraat. Konstabel Koppeldiek, wat met mevrou Loos in die hartewarewinkel langs die pad gepraat het die geluid van die revolver en die sterwende geskree van Williams gehoor en het omgedraai om 'n man met 'n revolver te sien wat die straat afvlug. Agtervolg deur 'n groep mans wat skree, "Hang hom!" Koppeldiek het die man agterna gejaag en die man se arms vasgepen. "Vat daar die revolver by hom, iemand," het hy geroep. 'n Man met die naam Hamilton, wat die vervolging gelei het, ruk die wapen uit die hand van die gevangene en sit dit in die konstabel se sak. Teen hierdie tyd het die skare opgedaag en dreigemente teen die gearresteerde man geskree. Hierdie voorval was die gevolg van die opwinding wat gebeur het. Toe Hamilton uit die winkel tevoorskyn kom, het hy die laaste voorval in die drama gesien en bely dat hy intens geskok was om te sien hoe die man blykbaar in koelbloed doodgeskiet is. Toe hy uit sy winkel gehardloop het, het almal uitgeroep, "Gryp hom!" Iemand het hard uitgeroep, "Hang die skurk!" Williams het baie stil gelê in die arms van 'n ander man. Die skare het die man met die geweer agterna gesit, wat dalk 'n tragiese einde sou gehad het, as dit nie vir die tydelike ingryping van die polisie was nie. Donderdagmiddag het John Robertson en T. Williams, broer van die dooie man, by die kantoor van Melbourne True-Courant aangekom, om die gebeure wat tot daardie tragedie gelei het te vertel. Die man wie skuldig was, sy naam was William Richard Wallace. Hy was na die psigiatriese hospitaal toe gestuur en toe na die tronk toe. Hy was 'n gevangene tot hy gesterf het in 1989, toe hy amper 108 jaar oud was.